Here te wees. Dis volgens die woord. Hy sê ons kan bly wees as ons in die huis van die Here is. Ons verwelkom ook pastoor Hannes Hating en sy vrou Glenda. Ons bly hulle is vanmôre hier en ons glo, ek weet hy's 'n man wat kan hoor as die Heilige Gees met hom praat. En ons sal graag wil hoor wat die Here vir hom geopenbaar het en dan kan hy daarmee so van gehoor gepraat. Ek het 'n oulike kleinseun, 'n mens leer mos baie by kleinkinders. En hy is baie lief vir enige iets wat 'n trailer het of 'n sleepwaai het wat hy kan aanhaak. 'n Karretjie of 'n trekker. En as hy dit aanhaak, dan sny hy af van alles. Dan is hy net besig. Hy fokus net op dit en hy hanteer dit so versigtig. Dan vat hy daai karretjie so en dan trek hy nou daai sleepwa so. Jy kan maar met hom praat, hy hoor nie. Nou julle moenie vanmôre fokus op hierdie wêreldse goed nie. Want dan gaan jy nie hoor wat die Here vir jou wil sê nie. Nou as jy hierdie week gevoel het, Here, praat net met my, dan is jy op die regte plek. Want vanmôre sal die Here met jou praat. Deur 'n lied wat ons sing, 'n versie, deur die woord, dan sal die Here met jou praat. En fokus net om jou ore oop te hou en dan sal die Gees van die Here met jou praat. Is daar enige nuwe besoekers? Steek net jou hand op. Ons het okay, nee, dis reg. Baie dankie. En kom ons staan, dan open ek gou vir ons. Here, baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees en vir U die eer kan bring en die lof kan bring vir die groot werk wat U in ons harte gedoen het. Baie dankie daarvoor en ek wil waarlik bid dat elkeen sy hart sal oopmaak vanmôre, dat U Gees elke hart kan sag maak, elke hart kan omskep. Baie dankie daarvoor en ek wil waarlik bid dat U ons sang sal seën, die woord sal seën. Baie dankie daarvoor. Amen. My sins were higher than a mountain when the Lord sanctified me. My joys are flowing like a fountain since the Lord sanctified me. Singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down. Singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the Lord sanctified me. My sins were higher than a mountain
En rondom Jerusalem is kerke, soos kerk die Here sy volk. Rondom Jerusalem is kerke, so beskerm die Here sy volk. Hy beskerm ons van agter en van vooraf, so beskerm die Here sy volk. Rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Ek weet die tema vir die maand is tronke, die tronke waar ons onsself vind. En ek dink baie keer, dink ons die vyand sit ons in daai tronke. En baie keer ons onsself daar sit. Ek vind myself in 'n situasie waar ek so gefokus was op iets wat iemand anders doen, ek myself in daai tronk gesit het. Waar die Here gesê het, wat doen jy daar? Hoekom is jy daar besig? Los die mens. Spreek hom vry. Want nie net myself sit ek in 'n tronkie, maar ek sit hom ook in 'n tronk. Volgende gaan ons hierdie volgende lied sing. Ons het 'n bietjie weg kan draai van daai en uit kan bring van daai. Wat sê ek wil naby aan U wees. Ek wil nader aan U wees. Dan sê ek kan oorgee van daai oomblik waar ek sê, Here, hier is ek, hier is my hart vanoggend. Ek wil net by U wees. Sing saam met ons. Vader, ek is jammer oor wat ek van U gemaak het. Want die goue kalf was goed genoeg vir my. Ek was bang om naby U te wees. En in die teenwoordigheid ontvou my hele lewe. Ek wil naby aan U wees. 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 Woestyn maak my soms moeg en leeg. En my voete sal stukkend en seer. Want my onvolmaakte keuses vir my net pyn gebring. Maar ek kies nou dat U my weer sal lei. En ek wil naby aan U wees. 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 Yeah. Ek wil naby aan U wees. Ek wil naby
wil weer voor U staan, onbeskaamd voor U. Maak my hande skoon om soos U sin te lei. En ek wil weer voor U staan, onbeskaamd voor U. Maak my hande skoon om soos U sin te lei. En ek wil naby aan U wees. En ek wil naby aan U wees. 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 Dankie dat U vanoggend by ons is. U in ons midde, Heilige Gees het beweeg tussen ons deur. Sê die wêreld kan los vir net 'n oomblik. Sê Here Jesus. U alleen is my krag, my skild. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Smag na water, strome smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U, Heer. U alleen is my krag, my skuld. Aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U, Heer. Soos 'n hart smag na water, strome smag my siel na U, o Heer. En U alleen is my hart verlange en ek bring aan U, die Heer. Yes, Jesus. U alleen is my krag, my skuld. Aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U, die Heer. Soos 'n hart smag na water, strome smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U, die Heer. U alleen
skuld, om nie alleen wy ek nou myself. Wie alleen is my hart verlange en ek bring aan U. Goeiemôre. Julle mag maar julle sitplekke neem. Almal wat gevra is om die offergawe op te neem, kan net na vorentoe kom, die dames asseblief. Twee Korintiërs 9 vers 7 sê: Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Nou in daai vers is daar twee uitstaande punte. Vrymoediglik en liefde. Hierdie is 'n lied wat iemand geskryf het. Ek kan nie onthou wie dit was nie. Maar dit sê, there have been times when giving and loving brought pain, and I promised that I'd never let it happen again. But I found out that loving is well worth the risk, and that even in losing, you win. I want to live the way He wants me to live. I want to give until there's no more to give. I want to love till there's no more love. I can never outlove the Lord. He showed us that only through dying we live, and He gave when it seemed there was nothing to give. He loved when His loving brought heartache and loss. He forgave from an old rugged cross. As die Here sy alles kon gegee het, is daar geen manier wat ons ooit die Here kan uitgee of meer gee as wat hy vir ons kan voorsien nie. So as ons gee, sal die Here altyd sorg dat daar iets beskikbaar is sodat jy weer kan gee. Dankie. I want to live the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. And I could never outlove the Lord. I want to live the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. And I could never outlove the Lord. I want to live the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. And I could never outlove the Lord.
Baie dankie vir die musiekspan. En ek hoop jy het die naam van die Here groot gemaak en ons gee nou vir pastoor Hannes Harting vir ons die woord te bring. Amen. Goeiemôre. Sê maar hallo. Ons is almal hier. Prys die Here. Ek het vandag 'n snaakse ondervinding hierso. Hoor my broer praat hierso van die tronk. En hulle gaan vanaand ook praat oor die tronk. En ek het donderdag gepraat oor Paulus in die tronk. So lyk my ek het vanmôre 'n tronkbesoek. Ek hoop julle het hoop om uit te kom. Prys die Here, ek was eendag daar by die gevangenis, dink is Diepkloof. En daar was so 30 swartes wat daar gesit het. En ek hou vir hulle kerk. Nou dis die interessantste gesig wat ek in my lewe gehad het. Hierdie ouens sit daar, hulle is in die tronk. Weet nie hoe lank hulle nog daar moet sit nie. Maar terwyl ek met hulle praat, blink hulle gesigte so. Is hulle so in die heerlikheid van die Here. Hulle is so bly om die woord van die Here te kan hoor. Hulle geniet dit so. En ek dink by myself, hoe lekker is dit as 'n mens kan gered wees. Dit gaan nie om waar jy is nie, maar om gered te wees, maak jou bly, laat jou blink. Nou prys die Here, ek wil met u praat hierso oor Petrus wat in die gevangenis sit. En my onderwerp is glo jy wat jy bid. Hier's baie mense met baie behoeftes, met situasies, jy kom deur dinge en goed gebeur en goed het gebeur en gaan nog weer gebeur. En dan sê hulle, bid vir my, bid vir my, bid vir my, dan bid hulle en dan bid hulle. En dan op die ou en dan wonder ek, terwyl jy nou bid, wat dink jy? Daar's soveel dinge wat 'n mens aan dink terwyl jy bid. Kom ons kyk net hierso, hier is nou Handelinge 12. En ek wil julle hierdie omstandighede gee waarin Petrus nou homself bevind. Hy sê omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En nou kyk hierdie situasie. Petrus gaan nou in die gevangenis wees. Johannes se broer Jakobus is nou net doodgemaak. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in die hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar luister nou hierso. Ekskuus. Maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Hier is 'n gemeente saam. Die hele gemeente. Klomp mense is saam en hulle is hier by 'n plek. Is hulle besig om in te tree. Hulle bid nou. So nou is dit 'n situasie van jy gaan nou bid. Hulle is nou hier saam besig. Ek sien nou 'n klompie ouens, as dit nou was soos ons lede in Christus, was hulle nou daar op sak en as en almal het nou saam gebid en almal was nou besig. Ons bid nou vir Petrus. Met die gedagte Jakobus is nou net doodgemaak. So hoeveel geloof het hierdie mense nou eintlik? Hoeveel hoop is daar? Alles gaan oor, het jy hoop? Jy weet, ek dink aan die Emmausgangers, hulle loop daar en hulle is hopeloos. En Jesus sluit by hulle aan, maar hulle kom nie agter dat dit is Jesus nie. Hulle sê, nee, ons hoop is daarmee een. Hulle het Jesus nou doodgemaak.
Nou wat word nou van ons? In die volgende oomblik, toe kom hulle nou agter, maar dit is nou Jesus hierdie, Jesus nou weg. Maar toe is daar 'n verandering by hulle gebring. Nou vanmôre wil ek nou weet of daar 'n verandering gaan kom, of daar 'n verandering gekom het. Wat het gebeur? En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei, en wagte voor die deur, het die gevangenes bewaak. So hierdie Petrus was vasgemaak. Baie keer bevind jy jouself, ek is vasgemaak. Ek weet nie hoe kom ek uit hierdie ding uit nie. Kom ons kyk wat gebeur. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op sy sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. Ekskuus, die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou bokkleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg, en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. Toe hulle by die eerste en tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die Eysterpoort wat na die stad lei, en dit het van self vir hulle oopgegaan, en hulle het buitekant gekom en 1 straat ver gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. Nou is interessant as ek sien, hier kom hulle aangestap na 'n poort toe. Hierdie ding is gesluit, jy kan nie daar inkom nie. En die volgende oomblik toe gaan die deure net oop. Nou, ek weet nie of julle dit al ondervind het nie, julle het. Maar ek was klein gewees, en daai jare was daar nie so baie elektroniese goed nie. Maar daar was een in Andriestraat in Pretoria, was daar, ek dink die Saamboubank. Hy het so, as jy so verbyloop, dan is daar so 'n trappie, en dan loop jy oor 'n maatjie, en dan maak jy deur oop. Gaan jy nou in die bank in. Dit was vir my te oulik, as ek altyd daar verbykom, dan loop ek en trap ek eers die maatjie, dan loop jy weer terug, trap die maatjie. Nou, ek dink toe Petrus hulle nou ook daar loop, en hy sien, hier gaan die ding oop, wat gebeur nou hierso? Ons is nou in 19 baie ver, nie meer daar waar hulle was. Die Here gaan sommer net oop. Nou, hy verwonder hom aan hierdie situasie wat nou hier met hom gebeur. So, intussentyd, is dit nou 'n gesig, is dit nou 'n droom, wat gebeur nou hier met my? Want geloof, kan ek vir jou sê, op baie stadium was baie min. Niemand verwag dat hier nou sulke dinge gaan gebeur nie. Maar die beste van alles is, daar het al soveel goed gebeur. Mense het gesond geword. Siele het tot bekering gekom. Mense is verander. Alles het al plaasgevind, maar steeds wonder ons of daar iets gaan gebeur. So, nou stap hy aan. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur het en my gered het uit die hand van Herodes en uit al sy verwagtinge van die Joodse volk. En nadat dit vir hom duidelik geword het, het hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in gebed by mekaar was. Nou dink ek by myself toe Petrus nou agterkom. Jy moet nou hierdie prentjie het. Hy was nou hier in sy boeie, het 'n engel hom nou wakker gemaak, het 'n engel hom uitgelei, en die deur het oopgegaan, en hier stap hy in die straat af. Nou wonder ek, stap hy in die straat af? Of hoe gaan hy nou beweeg? Ek dink hier's 'n ander beweging. Ek sien op een plek het hy daar sy oorkleed aangetrek. Engel sê vir hom, trek jou oorkleed aan. Ek wonder hoekom sê hy vir hom so? Want die dag toe Dawid die ark gaan haal, en die heerlikheid van die Here kom weer terug na Israel toe. Toe het Dawid nie afgeloop en sy baadjie reggetrek en gesê, kom bring die ark, die gaat ons nou nie. Nee my maat, daai ou het geweet wat's vryheid. Hy het geweet wat dit is. As die Here by jou is, dan vind daar iets plaas. En Dawid begin dans.
en hy begin net die Here verheerlik en hy begin die Here te prys en sy jas val af en daar hardloop hy en anders staan en kyk wat gebeur nou. No, the joy of the Lord will set you free. Glory to God. Die heerlikheid van die Here sal jou optel en jy gaan agterkom, ek is vry. Christus het my vrygemaak. Is nie meer ek nie. Ek weet nie wie van julle sukkel nog nie, maar die dag toe ek by die Here aankom, die 10 Oktober 1972, is nou so hierso. Dus ek is nou al so 53 jaar terug, nou die 10de. Het ek by die Here aangekom en weet jy wat het met my gebeur? Die Here het my daai week vrygemaak. Alles wat my gebind het, rook, drank, vloek, daggas, steel, vroumense, al daai goeders, gone. Weet jy dat dit kan gebeur? Dit kan nog gebeur. Christus het nie verniet op die kruis gesterf nie, hy het gesterf sodat ons verlossing kan kry. Eendag staan iemand en hy sê, nee, hy glo nie aan hierdie liedjie, as die verlostes huis toe gaan nie. Hy sê ons moet oorwin, ons moet veg. Ek sê jy's laf in jou kop man. Ek is nie daar om te veg nie. Christus het vir my geveg. Hy het gesê ek sal die duiwel onder julle voete verbrysel. Hy is die verlosser. Hy het aan die kruis gesterf. Die engel het gesê, noem hom Jesus, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde gaan verlos. Dit beteken redeem, deliver, vrymaak. Ek is klaar. Al hierdie jare het ek geen begeerte na dit wat ek was nie. Moenie sê dit was nie lekker nie. Mense sê nee, maar die Here dien. Is baie lekkerder as die wêreld. Die wêreld is lekker, ek kan myself enjoy. Ja, en die mense doen dit nog steeds. Net partykeer het jy daai probleem in die hoofpyn en daai goeters en dan het jy beklei en dan is jy stikkend en dan het jy met die motorbike geval en daai tipe probleme. So daai goed gebeur, maar dit pla jou nie, jy geniet dit. Maar weet jy wat? Ek was gebind. Ek was in die tronk van sonde en ongeregtigheid, tot Jesus my pad langs gekom het. Toe maak hy my vry. Vandag kan ek dans, vandag kan ek juig, vandag kan ek bly wees. En dit is waarvoor ons daar is. Nou kom ons kyk na wat gebeur nou hier. Hierdie hele lot is, daar was baie in die gebed by mekaar. Toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rode gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy's mal in jou kop man. Sy het volgehou. So, daar sê sy, dit is sy engel man, is nie hy nie. Jy sê, hoeveel mense sit in ongeloof in die kerk? Jy bid, en jy's besig, en jy praat, en jy luister, en dan word gepreek, maar waar is jou geloof? As iets gebeur, jy's mal. Hoe kan jy nou sulke goed vir my kom vertel? Huh? Ek weet van beter. Ek kom tot bekering, soos ek sê, daai tyd, 1972, in die aand gaan ek werk. Ek was in verkeer. En ons klim in die patrolliekar, so 11 uur. En toe ek nou inklim, nou die gewoonte was, is dat ons ook maar gery het, dan drink ons en whatever, dis ons lewe. En toe ek nou in die kar inklim, die ou wat toe bestuur, gee my 'n bier. En nou, ons gaan nou patrolleer, ons gaan nou ouens vang wat rond bestuur, nee. Ja, gee my 'n bier. So, hy wil my 'n bier gee, ek sê, nee, ek is nou klaar. Hy sê, wat bedoel jy? Ek sê, ek is vanaand gedoop. Gedoop? Ja, ek het my hart vir die Here gegee, ek dien nou die Here. Ek is nou klaar met hierdie goeders. Hy sê, nee man, ek ken dit, ek gee jou so 3 maande en ons is klaar. As jy weer saam met ons. Ek sê, nee my maat, Here het my siel gered. Ek is verlos. Ek is vry van hierdie goed, ek is klaar. Nou prys die Here, so ruk daarna, was seker so 'n jaar daarna toe, is ons almal daar besig en die ouens speel snoeker en staan nog gesels. En die een ou sê daar aan die ander kant, hy sê, nou Hattinkie, daai kerkstorie van jou, hoe gaan dit nou met jou? Ander ou praat hy aan die ander kant. Hy sê, nee my ma, daar's geen hoop meer vir hom nie. Hy is nou heeltemal verlore. Ek sê, nee, prys die Here, ek is nou heeltemal gered. Julle is verlore. Prys die Here. Broer en suster, jy moet besef, glo. Jy moet vertroue hê in wat die Here kan doen. Weet jy wat praat die Here nou die dag met my?
Ek glo die Here het my siel gered. Van julle glo die Here het jou siel gered. Maar weet jy, as 'n ander ou tot bekering kom, dan kyk jy hom so snaaks en ek wonder of jy gered is. Nou waar is jou geloof in Christus? Waar is jou geloof in die bloed? Jesus kan enige mens red. Die grootste sondaar het die grootste hoop. Het jy dit geweet? Jy het die grootste genade. Jy het die grootste barmhartigheid. As jy 'n groot sondaar is. Ek was 'n groot sondaar. Ja. Toe ek met die Here te doen kry, ek was nie met mense besig nie. Daar was nie iemand daar was nie 'n preek nie. Hulle het net soos gesing soos nou. En terwyl hulle so sing, toe raak ek met die Here besig en ek kom agter, wow. Ek is lelik verlore. Ek is baie ver. Ek weet nie of daar ooit 'n kans is vir my nie. So ernstig is dit. Maar weet jy wat? Die profeet was so voor in die kerk daar besig. Ek sê, Here, laat daai ou nou net vir my kom sê. Dis die eerste keer wat ek in jare weer in die kerk kom. Ek sê, laat daai ou nou net vir my kom sê, of daar vir my 'n kans is. En weet jy wat gebeur? Hy kom so in die gang af, langs die mense, ek staan so in die bank seker so die derde, kom hy verby, hy vat my om die nek, en hy sê vir my, jy wil weet of waar vir jou kans is? Die Here sê, daar is vir jou kans. Breek my jou sonde. En daar gaan hy. That's all I wanted. Weet jy, ek het vir jare het ek nie gehuil nie. Ek was nie 'n emosionele mens met betrekking tot jank nie. Maar van toe af toe huil ek. Prys die Here. Toe maak die Here hierdie strome van lewende water in my binneste oop. En ek kom op 'n plek waar ek kan huil uit dankbaarheid vir wat die Here vir my doen. Jy weet, dit was so interessant, as jy mos nou regtig tot bekering kom. Ek weet nie wie van julle al getuig julle ooit hierso. Ja, okay, nou, as julle getuig, dan as jy net tot bekering kom en selfs nou nog, dan partykeer as jy so praat, dan begin jy nou huil. Jy weet. En hy vir my en dit gaan nou so aan en op een stadium te sê ek, Here, dit klink daar 'n bietjie bad. Vat die huil nou weg. Dit lyk dit nou nie meer so nie. Ek wil nou net getuig. Want daai tyd jy het elke diens getuig. Jy was in elke bidtier, jy het gebid, jy was betrokke van die begin af tot nou. Gaan ons nog steeds aan. Prys die Here. Maar kom die volgende diens staan op, gaan nog getuig. Hier getuig ek en ek huil nie. Ek ja, wel, dis right. Volgende diens weer getuig ek en bid ek. Ek sê, Here, nee man, nou voel dit nie meer reg nie. Laat ek maar weer huil. Volgende diens getuig ek weer, ja, Here, is goed vir my. Ek sê, Here, want die Here werk in jou hart. Hy maak jou weer sag. Ons sing hier van liefde. Jy moet liefde in jou hart kry, man. As die liefde van die Here in jou binneste is, dan kan jy getuig, dan kan jy bly wees, dan vertel jy vir ander, dan glo jy ook aan ander se getuienis. Is so lekker wanneer jy op 'n plek kan kom wat jy weet, Here, maar ek wil ook meer en meer doen om nader na U toe te kan kom. Hulle sê toe hierso en Petrus het aangehou met klop en toe hulle oopmaak sien hulle hom en was verbaas. Maar hy het hulle met die hand gewink om stil te bly en hulle vertel hoe die Here hom uit die gevangenis uitgehaal het. Nou dit is so 'n situasie. Die Here wil weet, baie keer wat vir my interessant is, baie pastore, dan sê hulle vir jou, het jy 'n verwagting? Het jy 'n verwagting? En sê ons, ja, is 'n verwagting. Dan sê hy, okay. En dan praat hy so 'n bietjie en okay, daar gaan hy maar aan, dan is ook nou weer verby. Nou ander dag toe sê my pastoor ook, ons praat daaroor, ek sê, weet jy wat se verwagtinge in die mense, pastoor? Hy sê, wat? Ek sê, die verwagting is in jou, jy beter iets aanvang. Ons wil nie net daar sit en luister en niks gebeur nie. Jy moet 'n bietjie by die Here uitkom, laat daar kan lewe wees. Prys die Here. Nou dit is vandag vir ons 'n situasie, om agter te kan kom, broer, suster, wat is jou verwagting? Wat is jou geloof? Het jy regtig vertroue in die Here? Doen die Here nog wat hy gedoen het? Is so lekker as jy kan sit in 'n kerk en jy kan beginne bewus word, maar Here, ek het hierdie saak. Ek wil hê dat hierdie saak moet verander word. Ek wil nie net Bybel hoor nie. Ek soek na die gees van die Here. Ek soek na die teenwoordigheid van God. Ek soek na iets wat my kan touch.
wat my verstand kan verander, wat my omstandighede kan verander. En vanmôre wil die Here hê, dat jy moet op daai plek kom. Moenie soos hierdie gemeente bid en dan nie glo nie. Dit wat jy voor gebid het hierdie week, dit wat jy hierdie afgelope tyd vir die Here vra, weet jy dat God kan jou nou in hierdie omstandighede verander? Hy verander jou in 'n oomblik. Toe hy my siel red, toe doen hy dit in 'n oomblik. Toe hy my verander, toe doen hy dit in 'n oomblik. Ek het hoeveel keer gesien waar daar vir mense gebid word wat siek is, laat hulle genees word in 'n oomblik. Laat die verandering intree. Anders sit met situasies by die werk. Dit goed wil nie verander nie. Jy weet, jy het altyd 'n baas wat nie kan hoor nie. En nie omgee nie. Maar weet jy wat? As jy gaan bid, kan die Here daai ou se hart verander. Daai kan die liefde van die Here kan in daai mens se hart geopenbaar word. En as jy jou weer kom kry, as jy by die werk kom, verander sake sommer net so. Nou ja, partykeer werk dit so 'n bietjie anders. Ek dink aan 'n situasie waar iemand kom na my toe, ek is 'n senior superintendent daar so in Benoni. En hierdie ou kom na my toe, hy sê, ek wil nou eintlik verlof hê. Maak my nou vir die assistent hoof gaan vra. Ek sê, wel, ek het 'n plan vir jou. Hy sê, wat? Ek sê, maak nou so. Gaan kry vir jou 'n pakkie biltong. En dan loop jy nou in die gang af. Dis nou daar op die 4de vloer. Loop jy nou in die gang af. En as jy nou daar by sy kantoor verbykom, sê jy, môre meneer, loop jy verby, kom jy weer terug en sê, by the way meneer, stel jy belang in so 'n bietjie biltong? En ja, dankie. Nee, geef my 'n papiertjie, gooi sommer 'n klomp daar uit. Jy gee my nie 'n bietjie, gooi sommer 'n klomp daar uit, laat ek kan nou biltong eet. En terwyl hy so staan en praat, toe sê hy, hi, by the way, ek gaan nie ou se naam sê nie, maar ek het nou gedink aan jou verlof wat jy wou hê. Want hy het gesê, hy moet nou verlof kry, sy vrou siek, 'n bietjie gaan rus. Hy sê, ek het nou gedink aan jou verlof wat jy wil hê. Die beste is, vat nou 10 dae, want as jy 10 dae kry, dan kry jy sommer jou bonus van die jaar ook. En dan kan jy nou haar vat, en dan kan sy nou gaan rus. Nee, baie dankie meneer, en daar gaan hy, kom maar terug, en lag net so vreed. Hy sê, dit het gewerk. Nou weet jy wat? Die Here kan gebraaid word. As jy met hom besig raak, jy gaan op sak en as, en jy begin jou bekeer voor die Here, en jy begin hom aan te roep. Hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek gaan jou uithelp, maar jy moet my eer. Daar is 'n paar goed daaraan verbonde. Maar roep my aan. As jy die Here aanroep, is hy nie doof nie, hy gaan hoor. Jy hoef nie te skree nie, jy hoef nie te sê, Here nie. Jy sê, Here, hoor my. Dit is my behoefte. Dis my saak. Dis wat ek wil hê. Ek het dit nou nodig. Ek het nie eens nodig om vir die Here regtig te vertel wat ek nodig het nie. Want weet jy wat, hy weet alles. Dis hierdie wonderlike God wat ek het. Hy is 'n lewendige God. Ons is nie met idols besig nie. Afgooitjies, skootertjies wat jy ronddra en die goed kan jou nie hoor nie. Ons het 'n lewende God. En daai gemeente het gebid spesifiek vir Petrus. En die engel het gekom en het hom vrygemaak. God kan jou vandag vrymaak. Hy kan vandag vir jou nuwe lewe gee. Hy kan vandag vir jou 'n nuwe opstanding gee. En hy kan vandag jou sake verander. Jy sit met 'n kwaal op hierdie oomblik. Sê vir die Here, Here, hier's ek nou. Maak dit genees. Doen dit nou in Jesus se lieflike naam. Prys die Here. Nou genesing, genesing. Jesus kom op 'n plek en hulle sê, maar daar was krag vir genesing. Glory to God. En toe die krag daar is, toe maak hy mense gesond. Toe verander mense. En vandag wil die Here ook in hierdie plek wil hy mense verander. In 'n oomblik kan jy agterkom, maar Here, nou kan ek verander. Nou kom iets anders in my lewe in. Ek wil hê dat Here hierdie omstandighede van my, hierdie verstand van my, hierdie gemoed van my, wat nie wil regkom nie, ek is heeltyd ongelukkig, ek is heeltyd ontevrede. In 'n oomblik kan God vir jou iets verander en laat jy kan agterkom, maar Here, ek kry nog 'n nuwe geloof.
Ek kry nou weer lus vir die lewe. Ek is nou weer lus om te juig. Ek is nou weer lus om bly te kan wees, om die Here se naam groot te maak. Dis waarvoor God daar is. Dis hoekom Jesus gekom het, sodat jy kan agterkom, Here, hy is hier so vir my. Jy sien baie keer, maar daai ou lewe so, Here, ag hoekom gaan iemand hom nou goed en niemand my nie? Vat dit man, hy het gekom vir almal. Niemand is beter as 'n ander ene nie. Niemand het meer genade as 'n ander een nie. God gee al sy genade vir almal. En as jy in 'n oomblik kan sê, Here, nou is dit my kans. Nou vat ek dit en dan gaan jy agterkom. Maar Here, hier kom 'n verandering. Prys die Here. Jy sit en sukkel daar by die werk. Wanneer kry ek nou iets? Die Here sê vir jou, werk hard. Werk hard. Sit alles in. Wees getrou. Moenie met jou baas veg nie. Moenie met hom teestaan nie. Maar wees gehoorsaam, onderdanig. Dis wat Jesus gesê het. Wees onderdanig aan die wat oor julle aangestel het. En weet jy wat? As jy onderdanig kan wees, die volgende oomblik word jy aangestel. As jy jou weer kom kry en sien jy maar Here. Nee, hulle sê mos nee, dis skrypery. As jy met die baas mooi is. Nee, dis menslikheid man. Ek weet jy wat? Ek het agtergekom. Mense kyk baie keer na die baas en hy sit in dit hy is so kwaai en ongelukkig. Ja, want hy is ongelukkig. Hy's goed verkeerd in sy lewe. As jy by daai baas kan inkom en jy kan met hom begin gesels en jy kan vir hom vertel dat Jesus kan jou lewe verander. Weet jy wat? Dan verander sy lewe. En die volgende oomblik dan kom hy agter. En dan kom jy agter. Maar ek het 'n nuwe baas. Nou kan ek met hom lekker saamlewe. Interessant genoeg, kom tot bekering. Nou ry ek, klim ek aan die lift aan Pretoria. Ek gaan nie saam met 'n superintendent. Ons gesels so, ons ry op, dink 6de vloer toe. Hy sê vir my, weet jy wat, Hannes? Vandat jy die Here dien, is dit 'n plesier om saam met jou te werk. Ja, baie ouens lyk nie om saam met jou te werk nie. Want jy sien, as iets verkeerd in jou hart. Jy het nie 'n gevoel vir mense nie. Kry 'n gevoel vir mense. Jesus het 'n gevoel vir almal gehad. En as jy op daai plek kom, dat jy ook 'n gevoel vir ander het. Kom ek gaan daarmee afsluit. Ek is klein. En so in die laerskool seker dink ek. Nou daai jare het ek huis skoon gemaak, ons het gestryk, ons het alles gedoen, kos gemaak, enigiets. Was daar 'n voordeel toe ek in die weermag kom. Toe kon ek alles doen. En kon self my goed stryk. Maar nou staan ek aan stryk. En terwyl hy so stryk, voel ek ook nie lekker nie. Jy geweet 'n klein kind kan ook nie lekker voel nie. Jy het gehoor van bioritmes. Gees, siel, liggaam. Elkeen van hulle gaan op en af. En as hulle op is en alles is op, dan is dit voel jy baie lekker. Jy kan dans en jy kan juig. Maar daar kom 'n tyd wat hulle almal afgaan. En wanneer alles afgaan, dan is jy prone vir 'n groot ongeluk. Kan nou allerhande goed kan nou verkeerd gaan. As jou bioritmes af is. En ek voel so as kind. Toe ek dit nog nie geweet nie, ek het later geleer. Maar ek voel so. En my ma was van daai skreeurige tipe. Daai ou mense, hulle het mos geglo, jy moet op jou kinders skree, slat hulle heel dag en al daai goed. Eendag toe sê my ma, ja, oupa het my so geslaan. Ek sê, ja, maar oupa was mal man. Julle moenie met kinders so slaan nie. Dis lelik. Praat met jou kinders ordentlik, moenie kinders so slaan nie. Dis lelik, hoor. Dit is eintlik teen die wet op hierdie stadium, jy kan dalk regtig tronk toe gaan. Maar in elk geval, sy is ook daar in die kombuis besig en ek is besig om te stryk. En weet jy wat? Ek glo die volgende oomblik toe praat die Heilige Gees met my. As ek 'n kind. Hy sê vir my, Hannes, onthou, as jy groot is, 'n kind het ook 'n gevoel. Jy het dit geweet. Haai? 'n kind, jy het dit geweet vir jouself, maar nie vir jou kind nie. Jy moet dink aan jou kind. As jy met hom praat. En hy's baie keer so moody. My seun, oudste seun, hy staan dit 1. En die oggend
gee ek vir hom kos om te eet. Hy sê nee, hy is nie lus vir eet nie. Ek sê ja, hoekom nie? Nee, hy is nou nie lus vir eet nie. Nou ons het die gedagte beleid, as jy nou eet nie, jy gaan later eet, want jy gaan honger word. So ek is nie gepla of jy eet of nie. Ek sê, alright, los maar, gaan skool toe. En hy is die middag weer terug, maar daar aan die gang. Volgende oggend weer, dieselfde ding. Ek sê, eet jy kos? Hy sê, nee, ek wil nie eet nie. Ek sê, nee, hier is 'n fout met jou. Wat gaan aan? Hy sê, nee, niks. Ek sê, nee, jy eet altyd jou kos, jy hou van eet. Hoekom eet jy nie nou jou kos nie? Hy sê, nee, daar's 'n probleem by die skool. Ek sê, nou, hoeso? Hy sê, nee, Altus, hy was nou graad 1, graad 2, standaard 1 saam met hom. Hulle trek nou die einde van die jaar Kaap toe, is nou die einde van die jaar. Hulle trek nou Kaap toe, so Altus gaan nou weg. Ek sê, ja, dit is nogal iets. As jou maatjie nou weggaan. Ek sê, wat nog? Is daar nog iets? Ja. Die juffrou wat hy gehad het, was graad 1, graad 2 en standaard 1 was sy juffrou. En hulle was baie connected. Hy sê, nou gaan ek na 'n ander juffrou toe. So, nog een. Uit sy lewe uit. Ek sê, is dit al? Nee, die standaard 5 meisiekind wat hulle prefek is, hulle was nou baie naby aan mekaar, al baie met mekaar te doen gemaak, en okay, sy gaan nou hoërskool toe. So 3 mense gaan uit sy lewe uit. En ek sê, eet jou kos. Hoeveel keer jou ma gesê, eet jou kos. Jy moet dit aankry. Jy voel jy kan opbring, maar jy moet eet. Ek sê, ja, okay. Ek verstaan jou situasie. Kom op 'n plek waar jy ook 'n ander kan verstaan. Waar jy met 'n ander broer en suster kan praat en hulle verstaan. En ek sê vir hom, nou dis goed. Ek voel saam met jou, ek dink saam met jou. Ek sal saam met jou deur dit gaan, maar dis goed wat in die lewe gebeur. Mense kom en gaan, jy het vriende wat kom en gaan. Ons situasie toe ons nou in die bediening ingaan, 3 jaar op 'n plek kan trek jy, 3 jaar op 'n plek trek jy. Al wat dit beteken is, ek het nou baie vriende oor die hele land. Okay. Maar ons moet baie sê. Maar die lekkerste is, jy weet, hallo. Soos of jy by mekaar kom, mekaar dalk by die konferensie sien, of ek kom dalk iewers in die Kaap, of ergens waar ek was, en almal kom, hallo, lekker om baie maats te wees. Maar ek sê vir my seun, ek sê, onthou nou een ding, dis nou goed wat gaan gebeur. Dis goed wat jy gaan verwerk. En as jy dit verwerk het, dan is dit nou goed. Maar weet jy wat? Om nie jou kos te eet nie, gaan niks in jou omstandighede verander nie. Eet jou kos. Sê jy, eet jou kos. Hy het nooit weer nie sy kos geëet nie. Prys die Here. Want weet jy hoekom? Ek het 'n gevoel vir hom gehad. God het 'n gevoel vir jou vanmôre. Hy weet hoe jy voel. Hy weet wat jou behoefte is. En Jesus het daar verbygeloop wat vir my die oulikste was. By een plek toe sê hy het hom so innig jammer gekry. So wanneer jy met iemand besig raak, laat jou hart saam praat. God kry julle innig jammer. God gee vir julle om. Ek weet julle is nou in die tronk, besig met hierdie goedes. Vanaand gaan Dion ook met julle praat. Ek hoop julle kom aan die kant uit. Dat die Here julle gaan seën. Dat dit met julle gaan goed gaan. En laat die vrede van die Here op hierdie gemeente sal rus. In Jesus se naam. Amen. Hallelujah. Singing hallelujah. Hallelujah. Just worship.